Die bos is ryk. Alles wat gevaarlik is, loop hier rond. Hoe die woude verdwyn in Mosambik, Zimbabwe, Zambia. Verlede jaar het ons 660 renosters verloor. Wat in hierdie skaduwee natuurlik vir die visse onsigbaar is. Op hierdie stadium is dit baie duidelik dat ons geen beheer het oor die stropery nie. Ons het geen beheer oor ons bate nie. Die vraag na renosterhoor is groter as wat enigeen van ons verstaan. Ek dink nie ons besef die doelgerigtheid of die vasberadenheid van hierdie stropers om renosterhoring in die hande te kry. Ons storie hierdie week begin by die Voortrekker Monument in Pretoria. En nee, die storie gaan nie oor voortrekkers nie, dit gaan oor renosters. Die rede hoekom ons hier begin is, dit is waar die Pretoria Wintermeskou elke jaar is. Verlede jaar was ek hier, toe het 'n klompie meestermesmakers elkeen 'n mes geskenk vir 'n veiling, waar hulle R200,000 ingesamel het vir die teenstroper aksies wat ons renosters betref. En terselfdertyd het hulle ons genooi, dis nou vir Lizet en vir Altie vir my, om te leer messe maak, sodat ons elkeen 'n mes kan skenk vir hierdie jaar se skou. Onder leiding van mesmeesters Etienne Foster en Theo Lyon het ons aangemeld by KMTS se werkswinkel buite Brits om ons deel vir die renosters te doen. Die cutting edge is die belangrikste gedeelte want dit moet hou. Jy wil nie elke tweede minuut wil jy 'n mes skerp maak nie. Maar om 'n mes uit 'n stuk plat staal en 'n blok hout te vorm in 3 dae lyk na 'n onbegonne taak. En om sagte staal op die regte manier hard te maak, is 'n eeuoue geheim wat net die ingelyfdes ken. En tussen al die konsentreerdeur moet ons darm tyd maak om uit te vind waarheen die veiling se geld gaan. Ons het verlede jaar het ons die Pilansberg Natuurreservaat ondersteun in hulle geveg teen die renosterstropery. En ons het hierdie jaar besluit dat ons die Rhino Orphanage gaan ondersteun in hulle sorg vir die klein renostertjies wat wees agtergelaat word. Karen Trendler se naam is nou al sinoniem met die handsgrootmaak van wees renosterkalfies sedert die laaste renosteroorlog wat die laat 80er vroeg 90er jare was. En ons wou sien wat presies maak sy op die oomblik. So Lizet het uitgery Waterberge toe om te gaan kyk. Almal praat oor die stropery, maar in die proses hoor 'n mens amper nooit van die stroperwesies wat agtergelaat word nie. Experience has shown that if we have just 2 or 3 handlers with each calf and they bond very intensively, they have a very tactile relationship with the mother in the wild. It's 18 months of suckling. The calves will sometimes be with the mother for up to 3-4 years. That's their security. They get their warmth, their comfort, the mother guides them. So we need to try and give them that appropriate care without making it too human. En dan is hierdie nie eers gewone baba renostertjies nie. Hulle is erg getraumatiseerd omdat hulle by was toe hulle maas vermoor is. Ntombi's mother was poached in January, and obviously being a very young calf, she was only 2 months old at the time. While the poachers were trying to hack the horn off the mother's carcass, she was frantic to get back to the mother, so the poachers hit out at her with both a panga and an axe. And she sustained 21 head and facial wounds with the panga and the axe. And then she had about 8 or 10 very, very deep wounds. You can see the one went right the way through the horn, and this one in fact penetrated the skull. And when we saw her, we were absolutely horrified. Her little face was all swollen. She was blind in the one eye. And we were absolutely horrified. But you can see 2.5 months later, she's recovered incredibly well. The rhino have also got an incredible power of recovery. And she's a really tough little rhino. So I think those 3 things contributed to her survival. Dis wonderlik dat die Rhino Orphanage nou na die kleintjies omsien. Maar die ideaal sou wees as ons nie so 'n weeshuis nodig gehad het nie. Stel jou voor 'n wêreld sonder renosterstropers. Is dit net 'n lugkasteel of is dit nog weer moontlik eendag? Om dit uit te vind, het ons die Rooitrok se neus gedraai na die Kruger Wildtuin toe vir die ere veldwagter se jaarlikse indaba.
Dis nou die tweede keer dat ons besluit om af te kom Wildtuin toe vir die ere veldwagters se jaarlikse indaba, want dis mense van wie ons baie hou. Ek meen hulle doen wonderlike werk, nie net met fondsinsameling nie, maar ook in terme van al die ander ondersteuningsdienste wat hulle aanbied aan sandparke in wat ons nie anders kan beskryf as moeilike tye nie. Die donderdag aand al het die twee hoofsprekers enige illusies oor hoe die stryd verloop platgeslaan. We've lost a total of 242 rhino, like I said, this year. Okay. We're expecting, if we extrapolate, another 376 for probably about 618 rhino at the end of the year. Generaal Johan Jooste is 'n ervare soldaat uit die Bosoorlog wat nou uit aftrede teruggebring is om die oorlog te lei in die Wildtuin. En hoewel die volmaan tydens ons besoek vir al die stedelinge pragtig was, het dit 'n baie meer sinistere implikasie vir die manne in die veld. Since I arrived here, we've lost 3 rhino. It's full moon. And we will probably lose 2 or 3 more tonight. And that's not being dramatic. Generaal, die media praat graag van die renosteroorlog. Nou, u is 'n ou militêre man met jare se ervaring. Is hierdie regtig 'n oorlog? Dit is 'n oorlog. As gewapende mense uit 'n ander land op 'n daaglikse basis tot 2-3 keer infiltreer in 'n ander land, hulpbron plunder en weer onwettig uitgaan, dan dink ek 'n mens kan met reg sê dis 'n oorlog, dis 'n insurgensieoorlog met die doel om te plunder. 80% van ons probleem is Mosambiek. En dis ook nie die poacher as sodanig die stroper nie. Die stroper was altyd 'n hongermens. Nou sit agter hierdie hongermens 'n vraatsige mens. En dis 'n syndikaat wat toegelaat word om te gedei in Mosambiek. En daardie hoeveelheid horings wat dan deur Mosambiek beweeg, laat 'n mens groot vrae vra. Samewerk aan die ander kant is moeilik, dit is stram, maar ons is besig met bepalende stappe. As jy nie die Mosambiek probleem oplos nie, gaan jy nie die stropery oplos nie, definitief nie in die Kreerpark nie. Maar hoe groot is die probleem? Op enige gegeewe tyd is daar tot 12 groepe binne in die park. 'n Groep wissel tussen 2 en 6. 'n Groep in die suide sal waarskynlik 2 of 3 dae in die park wees, in die noorde 3 tot 6 dae. En dit beteken ons veldwagter se rol het heeltemal verander. Weet, ons wat nie hier is nie, lees nou in die koerante en ons hoor op die radio en sien op televisie van die renosterstropery en almal in die land praat daaroor. Maar eintlik het ons nie 'n idee wat dit regtig beteken nie. As jy hier is en jy sien nou hoe die mense die hele tyd die fone byderhand moet hou, hy kan enige tyd van die dag of nag lei, die druk waaronder hulle werk, die feit dat daar elke dag op enige gegeewe oomblik soveel stropers binne in die park aktief is, mense wat gewapen is en die veldwagters wat dit eenvoudig moet hanteer. Highly organized poaching syndicates, including highly trained and in some cases ex-armed force guys. You can imagine for me to be going up against somebody like that, it's a bit of a mismatch. Nog 'n oud grensheld, Jack Greef, wat ook vir lank 'n veldwagter was, lei nou die veldwagters op as bossoldate. Right down to the river. Carry on until they f*** up. Dis maklik om te sê, skiet sommer net al die stropers dood, dit sal die probleem oplos. Totdat jy dit self moet kom doen hier in die Wildtuin, want glo my, dit is nie 'n grap nie. Om mee te begin is die Wildtuin ruig. Dis woeste wêreld. Jy moet nou met jou maat die veld invaar. Hier's leeu's, hier's olifante, hier's alles wat gevaarlik is, renosters. Nou moet jy loop en jy moet al hierdie goed oorleef. Jy's 5 dae, partykeer 6, 7 dae weg van jou huis af. In die veld, jy moet jou eie kos, jou eie water dra. Jy loop net 2-2 saam. Nou moet jy onder al hierdie moeilike omstandighede na stropers loop en soek. En dan moet ons onthou, selfs met die opleiding is hulle nog steeds net veldwagters, nie spesialis bossoldate nie. We're meant to be tough. You can't tell somebody, but this is actually, it's worrying me. And if you haven't been in a situation where you've shot somebody, everybody that you see says, I just shoot them and chuck them in the handbell, it's fine. But it's not easy. Whoever shot somebody will know, boys, there's times when you put off that light in the room. It gets pretty dark there at some stages. Vir hoe lank Suid-Afrika gaan toelaat dat Rangers 'n teeninsurgensieoorlog moet beklei, is onseker. En is dit doenbaar en wat moet daarmee saamgedoen word? 'n Ranger het aangesluit om die natuur te bewaar. Teenstropery of anti-poaching was altyd 'n klein gedeelte van sy werk, miskien 5 of 10%. Nou is dit 80-90%. Dit plaas groot druk op mense en gesinne. Die risiko daarmee gepaard, die feit dat jy in die hof kan skuldig bevind word aan moord die keer wat jy jouself moet verdedig, die feit dat jy gewond of gedood kan word.
Die algemene lewensomstandighede, werksbevrediging het drasties verander. Ons het die hulp van 2 sielkundiges al bekom, want ons moet kyk na die mense, ons moet kyk na die volhoubaarheid van hierdie druk. Hierdie plek gee nuwe mening aan 24/7 in terme van operasies en dag en nag uitwees en daarmee gepaard gaande blootstelling aan die karkasse en die wreedheid wat daarmee saamgaan. We don't have Sundays, you don't have public holidays, you can't plan and braai. I promise you, you light a braai fire and there'll be a rhino poaching incident. You don't have time to tell your families what's going on because you're always in a hurry. You have an operation and you relive it and recount it with your colleagues that were there. By the time you get home, you don't want to talk about it anymore. So your family and them just don't hear what's going on. All they just see is you going out. Boonop kos al hierdie dinge geld. En hoewel daar baie geld geskenk word, kom als nie by die renosters uit nie. Die staat beplan daarom nou 'n soort sentrale fonds waar hulle al die geld bymekaar kan gooi. Also remember, it's a competing space as well in South Africa of schools, clinics, hospitals, this and that, electricity, water, houses, and rhino, you know? So that's the competing space that, you know, in the public space we find ourselves in. So that's why we believe the Rhino Fund, funds from the state, funds from the public sector, funds from private sector, NGOs and everyone, collapse into that particular fund. The disbursement is done in such a way that it responds to the needs on the ground. Waar binne ons departement gaan jy nou tiene van miljoene rande kry of honderde van miljoene? Ons word goed ondersteun deur die ereveldwagters. Daar's soveel mense in Suid-Afrika wat 'n bydrae maak op soveel maniere, of dit 'n voertuig is vir die vervoer van die honde, die skenking van honde, uitrusting, dit beloop 'n paar miljoen rand. Dis sakemense wat omgee. Ek is oortuig dat die regte oplossings, die groot oplossings, sal buitelandse befondsing verg. Ek dink nie daardie geld is in Suid-Afrika nie. Daar is mense wat sê ons moet die verkoop van die horings wettig. Dit sal glo die mark versadig en genoeg geld inbring om ons renosters te beskerm. En daar's oor genoeg diere. Al wat te sê is, laat die mense toe om my horings te oes of deel van die horings te oes en te verkoop in die mark. Jy hoef nie meer te teel as ons nou beskikbaar het nie. Maar die huidige aandeel is goed genoeg om die bevolking in die gang te hou en die aantal horings wat afkom van diere wat in elk geval vrek in die veld van ouderdom is genoeg om die mark mee te versadig. If South Africa is to take a pro-trade approach, we need to make sure that the mechanisms are in place to ensure that we protect, to make sure that we conserve and all of it. Because even trade itself would not stop illegal activities. Poaching will continue, but probably at the lower level than as it does at this particular point. So at this point, we have not taken a firm position about trade, but we are not closing our ears to those who are saying let's open trade, because for us, it's about the conservation of rhino. It's never about trade or not trade. It's about conservation. And if one of those or a mixture of those is going to be able to assist us to meet that objective, we'll be quite keen to pursue that route. By ons is daar 'n klomp renosters op private plase, privaat eiendom wat baie goed aanteel. Ons renosters nasionale parke wat behoort aan die volk, teel baie goed aan. Met ander woorde, daar's 'n baie goeie aanwas wat goed beheer word wat wel afgehaal kan word. Maar baie ander kenners sê dit sal nooit werk nie. Ek glo baie vas om te dink dat ons enigsins hierdie stropery te bowe sal kom as ons dit oopmaak vir wettig nie. Ek dink nie dat ons eers naby daaraan sal kom nie, want die mark is net te groot, hy's onversadigbaar groot, die geld is te groot, die gierigheid is net te groot en ons sal dit nie onder daai omstandighede onder enige vorm van bedwang kan bring nie. Ek persoonlik dink nie dit gaan werk nie, want ons het te doen met 'n swart mark wat ons geen beheer oor het nie. Maar die oorsaak is die vraag en almal van ons weet die formule van vraag en antwoord. Die vraag na renosterhoring is groter as wat enigeen van ons verstaan. Ons bevredig 'n baie klein deeltjie daarvan en daai mark groei in die Verre Ooste. Met die welvaart wat groei en die ekonomie wat groei, daardie mark eksponensieel. Die voorbeeld wat almal gebruik is, jy weet dat jy kan 'n kar gaan koop, maar hulle steel nog steeds die goed. Hierdie voorstel dat ons nou die verkoop van renosterhorings moet wettig en so aan, is niks anders as kapitulering nie. Ons kapituleer teen hierdie syndikaate wat ons bates van ons so ontneem. Ek meen, waarheen gaan dit? As mense by jou inbreek, as mense hierso kom en hulle steel jou bates, dan kan jy nie nog sê, ek het nog so bietjie, ek gee maar vir jou hierdie ook, miskien sal jy dan ophou, want dan het jy genoeg nie. Hierdie syndikaate het nie genoeg nie. Maar op die ou end kan selfs 'n sentrale fonds nog 'n jaar of langer vat om uit te betaal.
Diplomatieke gesprekke met Mosambiek, Vietnam en China is aan die gang, maar dit kan ook nog baie lank vat om iewers op uit te loop. En intussen word die renosters elke dag gestroop en hulle raak op. As jy op die grond beweeg, is dit duidelik ons kort 'n onmiddellike wending. Die weermag en die polisie het self nie die bosvernuf of die mannekrag om die veldwagters te help volgens die behoefte nie. 'n Taakmag van soorte moet hierdie poging aanval en dit sal meer moet wees as nou. En ons dink ook van ons kant af dat die ander staatsdepartemente se bydrae moet meer wees as nou. Ons dink nie dis regverdig, maar dan nie regverdig nie, dit is verantwoordelik om hierdie 'n sonparke probleem te maak en 'n ranger probleem. Boonop maak vakbond en arbeidswette dit ook moeilik om die veldwagters in die veld te hou vir die ure wat nodig is. En dan is daar die lae salarisse wat maak dat sekere veldwagters swik voor die geld van die stroopers. Daar moet hard gepraat word met die mense op die grond. Daar moet mense weggejaag word wat nie hulle werk doen nie. Daar moet aanspreeklikheid aanvaar word. Die renosters in die Kruiwiltuin is die land se eiendom, dis nie daai veldwagter se eiendom nie. As die goed doodgeskiet word, te veel van hulle moet daai veldwagter weggejaag word. So ons moet kyk binne ons eie huis. Waar gaan ons dit op die grond? Hoe gaan ons dit met strenger beheer, met strenger dissipline, met strenger opleiding, met die waardes van toewyding, van passie, van loyaliteit en integriteit. Hoe gaan ons met daai waardes dit op die grond die aanslag voer? Die regering gee 900 miljoen vir Mugabe. Ons soek net 20 miljoen om 'n helikopter vir die Kruippark te koop. Dit is mos maklik om so 20 miljoen af te knip en vir Mugabe net 880 miljoen te gee in plaas van 900 miljoen. Jy weet, is die renosters belangrik vir die regering? Ek dink hulle het al baie gedoen. Die regering het heelwat gedoen, maar ons is besig om die hele tyd net te min te laat. Die ou storie. Too little, too late. Ons moet 'n stap neem, 'n baie bold step, soos hulle in Engels sê. Baie brawe stap neem. Hoe lank dit die staat gaan neem om die stap te neem, weet nugter. Maar intussen haal ek my hoed af vir elke veldwagter wat nog probeer om te keer dat ons renosters uitsterf. We might not be winning, and it might be a stupid way of looking at it, but you can imagine if we weren't here, what would have been happening. And at this stage, I think we're doing, I'm talking on behalf of the Rangers, I think we're doing a reasonable job to sort of keep it at bay. And I always say to the guys, we might not be winning, but if we give up, we're going to lose. So I will never give up. And I don't think any of the Rangers who work with South Africa. As jy in jou buurt 'n katprobleem het, die beste hond, bruin versus brons, gaan hom nie uitsorteer nie. Jy het 'n groter, leliker, erge kat nodig om daai kat uit te sorteer. Ons is daar. Ons moet baie slimmer werk. Met dit alles in my kop, werk ons dat die stofspat om ons messe klaar te kry vir die veiling. Gelukkig besluit Etienne en Theo dat ons nou ons eerste messe vir onsself moet hou. Volgende jaar sal ons 'n projek aardwolfstalletjie hê by die skou met verskeie wenners vir die veiling. Dis net so wel, want al het ons messe mooi uitgekom, is die meester se skenkings vir die renosters in 'n ander klas. En saam met die suksesvolle skou het hulle omtrent R100,000 ingesamel vir Karen se renosterwesies. I had no idea how much skill and expertise goes into making these knives, and that they're such incredible works of art. And then to have the privilege of having them donated to the orphanage to raise money that we really need is phenomenal. Mimikry of nabootsing is een natuurlik van die verskynsels in die natuur wat ons geweldig fascineer, want dit is natuurlik snaaks, né? Die goed boots iets na wat hulle glad nie is nie, om hulle roofdiere te flous. Nou so het Elise nou hierdie eienaardige ruspe vir ons afgeneem. En dis 'n ruspe en hy is nie baie groot nie, soos 'n mens van die hand kan sien. Dis van die donsvlerkmotte. Terloops ook die wat ander soorte maak hierdie tente wat hulle die hele boom toespin en dan binne in die blare vreet. En hierdie ding boots duidelik met sy agterend, nie sy voorend nie, 'n akedus na, né? Nou vir wat? Hy's eerstens te klein en tweedens wat skal nou skrik vir 'n akedus?
Dit is om voëls en ander akkedisse byvoorbeeld en kogelmanners te mislei. Hy lyk nou na 'n prooi wat nou vir hulle glad nie hanteerbaar is nie. En hy is nogtans klein. En die geheim is dat voëls en reptiele het nie bifokale visie nie. Hulle kyk mos die ding so met die een oog. En hulle sien die vorm. En dis vir hulle genoeg om hulle af te skrik of net eenvoudig te laat opgee. Lies, dankie. Dit is seker die snaakste rispe wat ons in Suid-Afrika het wat jy daar afgeneem het. En dan het Eddie vir ons 'n foto gestuur van 'n geelpens sandslang. En hierdie ding het 'n rotskinkbeet. En dit lyk nogal of hy hierdie ding wurg soos 'n luislang doen, maar dit is nie so nie. Hy hou hom net vas, want hierdie is nou natuurlik van hierdie slange met die giftandjies agter en ook maar 'n flouerige gif. Jy hoef nie vir hom bang te wees nie. Hierdie sandslange is interessant. Hulle is verskriklik vinnig. As jy so 'n ding net uit die hoek van jou oog sien oor die pad blits, dan moet jy weet dis 'n sandslang. En hulle gaan nogal ver in droë gebiede in die Namib kry jy van hierdie goed wat in daai kaal duine leef. Ben het vir ons dieselfde ding afgeneem, ook 'n geelpens sandslang. Hierdie keer het hy nou 'n kogelmannerbeet lyk dit my. En hy lyk weer of hy hom druk, maar hy hou hom net vas hoor, laat daai gif kan werk. Nou iets heeltemal anders, spelery. Wilhelmine het wille honde afgeneem en 'n klomp kleintjies wat duidelik besig is om te speel, want hulle het sommer takke daar beet en hulle trek en trek en trek aan die goed. Nou speel is 'n verskriklike interessante verskynsel. Jy kry dit eintlik net by soogdiere en dit is die kleintjies wat speel natuurlik. En die teorie is dan ook die goed moet leer. Hulle oefen hulle self, hulle oefen die regte gedrag, die regte spiere en al die tipe goed, soos wat ons nou gym toe gaan om die regte spiere te oefen. Maar daar is ook 'n ander element aan speel, want baie keer speel die groot diere ook. As hulle nou regtig verveeld is, begin hulle ook weer speel. En ons onderskat miskien as die goed nou regtig tyd op hande het, dat hulle ook maar net wil plesier hê en net eenvoudig droog maak, né? Nou Wilhelmine het hierdie goed in die Kruger Wildtuin afgeneem en ook in die Kruger Wildtuin het Eddie Dalton hierdie swart aasvoël afgeneem. Nou die swart aasvoël is 'n baie dominante kerel. As daar 'n vergadering van spesies aasvoëls is, sal hy die hele lot domineer. Onthou, ek het 'n ruk gelede van die witkop aasvoël gepraat, wat tweede in rangorde as het ware is. Maar hierdie is die groot baas. Hierdie is 'n jongetjie, jy kan sien hy het nog 'n klomp vere op sy nek wat naderhand gaan verloor. Men sien ook hier 'n witrig aasvoël en jy sien hom onderdanig onderkant hierdie ou op die boom sit, né? En wat jy ook sien is 'n duidelike ring en 'n merk op 'n etiket daar op sy vlerk. En jy moet hierdie inligting instuur na die EWT of die Trust vir Bedreigde Natuurlewe, want so leer ons hierdie bedreigde spesies se gedrag ken. Hoe ver hulle vlieg, hoe lank hulle lewe, waar hulle oral ronddwaal, want die wetenskaplikes hou rekord daarvan en so leer ons dan om die goed beter te beskerm, né? Hierdie besondere foto van die swart aasvoël wen vir jou hierdie week se prys. Ons weeklikse Bushtec Canvas en Tentprys bestaan onder andere uit 'n tent en gazebo en 'n klomp ander lekker kampgoeders. En al ons bydraes kom in aanmerking vir die groot jaar-eindprys, 'n bos mansion en ander speelgoed wat vir 'n gemaklike kampvakansie sal sorg. Sowel as 2 nagte se verblyf vir 2 mense by die Springbok Privaat Natuurreservaat en dit sluit vlugte en motorhuur in. Ons totale pryswaarde meer as R500.000. Nou weer eens, baie dankie mense vir al die wonderlike materiaal wat julle ingestuur het. Hou aan so maak hoor, vir hierdie deel van die program, dis julle sinne. Vir besonderhede oor die kompetisie, kyk na rooitrok.com, soos julle weet, en gesels gerus ook met ons op Facebook. Volgende keer